Goeiedag en baie welkom by 'n volgende video in ons hoofstuk van eksponente. In vandag se video gaan ons kyk na wortelvorme en rasionalisering. Nou wortelvorme beteken wanneer enige tipe wortel irrasionaal is, dan word dit 'n wortelvorm genoem. Byvoorbeeld 'n vierkantswortel van getalle wat nie volkome vierkant is nie. Byvoorbeeld iets soos die vierkantswortel van 10 of derde magswortels van getalle wat nie volkome derde magte is nie. Om dit op te los het ons 'n paar wortelvorme wette wat ons gaan gebruik. Nou die eerste wet is 'n vermenigvuldigingswet en ons tweede wet is 'n delingswet. Nou vir beide wette gaan geld dat A gaan groter wees as 0, met ander woorde 'n positiewe waarde, B is ook groter as 0, 'n positiewe waarde, en N moet groter of gelyk wees aan 2. En N is natuurlik dan natuurlike getalle. So vir die vermenigvuldigingswet, dat sien ons dat die ende wortel van A gemaal met die ende wortel van B. So besef nou, jy kan in N, ons gewone vierkantswortel is mos maar 'n standaard 2 wat ons eintlik in die plek van die N sit, maar dit kan nou 'n 3, 'n 5, 'n 7 of enigiets so iets gewees het, solank dit 'n natuurlike getal is. Dan sê die vermenigvuldigingswet, kan ons dit gaan skryf as die ende wortel van A gemaal met B. Belangrik, jy moet weet, hierdie werk van beide kante af, so jy moet dit ken van links na regs, maar jy moet ook die regterkant weer kan gaan opsplit in die linkerkant. Delingswet, baie soortgelyk, nou het ons nou net aan die linkerkant het ons die ende wortel van A gedeel deur die ende wortel van B, en dit is dan gelyk aan die ende wortel van A gedeel deur B. Weereens, jy het hom van links en van regs af kan benader. Nou vir wortelvorme, wil ons graag hê dat wortelvorme altyd in 'n eenvoudigste wortelvorm geskryf word. Nou hierdie is 'n standaard reël wat nie eers vir jou genoem gaan word nie, maar wat van jou verwag word. Net soos dat ons ook nie meer vir jou gaan noem in vraestelle dat jy breuke in hulle eenvoudigste vorm moet skryf nie. So, onthou asseblief, wortelvorme moet altyd in hulle eenvoudigste vorm wees. Nou wat beteken dit? Eerstens gaan skryf jy die getal in byvoorbeeld 'n vierkantswortel as 'n produk van sy grootste moontlike vierkantsgetal en 'n ander getal. Met ander woorde, iets soos byvoorbeeld vierkantswortel 50, kan jy gaan skryf die 50 as 2 vermenigvuldig met 25. En as jy dan die vermenigvuldigingswet gaan toepas, ken jy die vierkantswortel van 25 wat 5 is, so sy eenvoudigste wortelvorm gaan wees 5 vierkantswortel 2. So met ander woorde, jy gaan skryf dit as 'n produk van sy grootste moontlike vierkantsgetal en 'n ander getal, gaan gewoonlik 'n priemgetal wees, en dan pas jy jou wette toe. So kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Die vierkantswortel van 12 plus die vierkantswortel van 27 minus die vierkantswortel van 3. Nou ons sien vierkantswortel van 3. 3 is 'n irrasionale wortel wat ons gaan kry. Die vierkantswortel 12 en die vierkantswortel 27 kan ons egter nog bietjie gaan vereenvoudig. So 12 is dieselfde as 4 maal 3 en 27 is 9 maal 3, maar jy hou dit onder die vierkantswortel. Nou gaan pas ons die wette toe, so dis die vermenigvuldigingswet telkens. So die vierkantswortel van 4 gemaal met die vierkantswortel van 3 kan ons vereenvoudig na 2 vierkantswortel 3, soortgelyk vir die vierkantswortel van 9 maal 3, kry ons die 3 vierkantswortel 3, en nou kan ons sien, as jy sien nou byvoorbeeld in die vierkantswortel 3 se plek 'n x sou gesit het, so jy gehad het 2x plus 3x min x. Met ander woorde, ek probeer eintlik vir jou wys, dis gelyksoortige terme. So, ons kan dit vereenvoudig, 2 plus die 3 is die 5 minus die 1, gee dan vir ons die 4 vierkantswortel 3. Rasionalisering van die noemer is die laaste belangrike begrip wat jy hierso nou nog moet ken. Nou dit gebeur wanneer jy breuke kry waar 'n wortelvorm in die noemer voorkom. Nou die proses wat ons gaan gebruik is 'n rasionalisering om hierdie breuk te herskryf sodat die wortelvorm na die teller verskuif. Basies, ons wil nie hê daar moet 'n wortelvorm in ons noemer van 'n breuk wees nie. Nou, hoe doen ons dit?
Eerstens, vermenigvuldig die uitdrukking met 'n ekwivalente breuk van waarde 1. Want onthou, jy kan nie net dit 'n gedeelte gaan doen nie, want ons wil nie die oorspronklike som verander nie. Byvoorbeeld, 2 gedeel deur die vierkantswortel van 5. As ons dit nou wil gaan maal met 'n 1, kan ons in plaas van sê maal 1, kan ons dit gaan vermenigvuldig met vierkantswortel 5 gedeel deur vierkantswortel 5. Want vierkantswortel 5 deel vierkantswortel 5 is 1. Onthou nou hierso jou wette. Vierkantswortel van A gemaal met die vierkantswortel van A is so goed soos vierkantswortel van A in 'n hakkie gekwadreer. En die kwadraat en die vierkantswortel is mekaar se inverses, so dit vereenvoudig na 'n A toe. En daarom sal jy dan nou sien dat jy in die noemer kry, gaan ons dan nou net die gewone 5 kry, en dan het ons in die teller die 2 vierkantswortel 5. So nou het ons nie meer die wortelvorm in die noemer nie, maar wel in die teller, so dit is voldoende. Belangrik, jy moet dit net verder met 'n sakrekenaar gaan oplos indien dit spesifiek gevra word. So gewoonlik gaan hulle hier vir jou sê, laat jou antwoord in eenvoudige wortelvorm. Die tweede manier is waar ons gebruik maak van die toegevoegde van die noemer, in die geval waar daar 2 terme in die noemer voorkom. Byvoorbeeld, 1 gedeel deur 1 minus vierkantswortel 2. So ons wil dit nog steeds met 'n ekwivalente gaan vermenigvuldig, maar nou gaan ons ekwivalent die toegevoegde van die noemer wees. Nou toegevoeg beteken, as jy hierso het 2 terme en dit word geskei met 'n minus, dan gaan die toegevoegde een wees 'n plus. Want onthou nou, as ons nou hierdie 2 breuke maal, om breuke te maal ons die tellers en ons maal die noemers. So jy gaan beide die noemers in hakkies gaan sit. So in hakkie, die eerste hakkie het jy 1 minus vierkantswortel 2, gemaal met die tweede hakkie 1 plus vierkantswortel 2. En dit was so bietjie iets van verskil van vierkante wat ons gehad het. So met ander woorde, met behulp van die vereenvoudiging, kry jy dus dan dat jou noemer, daai 2 hakkies wat jy gemaal het, gaan vereenvoudig na 1 minus 2 toe, en bo in die teller het ons dan net die 1 plus vierkantswortel 2, en dan kan ons natuurlik nou nog die noemer verder vereenvoudig, 1 minus 2 is min 1, en dis hoekom daar 'n minus voor die hakkie staan, maar vereenvoudig beteken, ons wil nie hakkie sê nie, so jy maal nog die minus in, om die finale antwoord te kry. Gaan werk asseblief weer eens deur al die voorbeelde in die handboek, en dan kan jy die huiswerk doen. Lekker werk!